Goeiedag en welkom by nog 'n videoles in finansiële wiskunde. In vandag se video gaan ons kyk na meer gevorderde tydlyn. Ons het reeds in 'n vorige les gekyk na die gebruik van tydlyne en onthou, tydlyne word veral gebruik vir die verandering in rentekoerse, verandering in samestellingsperiodes en ook vir die veelvuldige paemente en of onttrekkings. Kom ons kyk na die volgende voorbeeld. Jabulani maak op 1 Januarie 2015 'n bankrekening oop. Hy doen die volgende transaksies. Op 1 Januarie 2015, so dis die dag wat hy die rekening oopmaak, deponeer hy R50.000. Op 1 Julie 2016 onttrek hy R15.000. Op 1 Januarie 2017 deponeer hy R20.000. Rente word bereken teen 7% per jaar maandeliks saamgestel vanaf 1 Januarie 2015 tot 30 Junie 2016 en daarna teen 8% per jaar kwartaalliks saamgestel. Hoeveel geld was in Jabulani se rekening op 1 Januarie 2017 onmiddellik na die deposito van R20.000? So, weer eens, ons wil vir ons 'n tydlyn opstel. So ons het ons tydperke nodig. Ons sien, ons begindatum is 1 Januarie 2015. Dan is daar 'n 1 Julie 2016, so dis in die middel van 1 Januarie 2016 en dan ons laaste tydperk se 1 Januarie 2017. So, vir ons tydlyn sal jy dan sien, ons begin by T0 is ons 1 Januarie 2015, maar daai 1 Julie 2016 is nie by T1 nie, dis by T1,5, so dis 1 jaar in 6 maande wat verby is. Want onthou, 30 Junie, wat ons hierso ook weer gesien het, is die laaste dag van die 6de maand. Goed, en dan is T2 is dan 1 Januarie 2017. So nou dat jy die tydlyn het met jou tydperke aangedui, kan ons die rentekoerse in vervang. So eerstens sien ons, daar is 7% rente per jaar maandeliks saamgestel vanaf 1 Januarie tot daai 30 Junie. So met ander woorde, die deposito van R50.000 gebeur en dan het ons by 1,5 jaar die onttrekking van 15.000 en laastens dan die 20.000. Die rente, soos dan nou verduidelik, loop dan nou vir die eerste jaar en 'n half. Nou omdat dit maandeliks saamgestel is, moet jy verstaan dat 'n jaar en 'n half is 18 maande. Dan verander die rentekoers na 8% per jaar kwartaalliks. So ons kwartaalliks, daar is nou 0,08 deel 4 en nou moet jy mooi kyk, daar is net 'n halwe jaar oor. En onthou, 1 kwartaal bestaan uit 3 maande. So met ander woorde, daar is 6 maande oor, naamlik 2 kwartale. Goed, en ons sien dan ook dat hierdie is 'n vooruitwerkende tydlyn wat ons gaan gebruik. Weereens, gebruik nou die tydlyn om jou formule op te stel. So, ons wil ons eindbedrag A bereken, so ons begin met die R50.000 wat vir die eerste 18 maande teen 'n bepaalde rentekoers lê. Daarna die R15.000 en onthou ons sit dit dan in hakkies, want dis nou een bedrag wat dan nou vir daai laaste 2 kwartale gaan rente trek. So jy kan die rente insit en dan sien ons is daar 'n finale, nadat dit gebeur het, is daar 'n finale deposito van R20.000. Weereens, nou kan jy hierdie formule net so op jou sakrekenaar gaan intik en jou finale antwoord kry van R62.000, R155,54. Tydlyne kom ook handig te pas wanneer ons wil uitwerk wat is die uitstaande balans van 'n lening wat jy nog moet bepaal op 'n bepaalde tydstip. Nou daar is 2 maniere om dit te doen. Eerstens kan jy die uitstaande balans uitwerk deur te sê dit is gelyk aan jou lening met rente tot op datum minus die terugbetalings met rente tot op datum. Nou, daar's 'n voorbeeld wat mooi eenvoudig vir jou verduidelik is in die handboek wat jy gerus kan gaan deurwerk. Ek wil egter na die tweede metode kyk. En die tweede metode sê dat ons gaan 'n vooruitwerkende tydlyn gebruik om die oplossing te bepaal.
Kom ons bestudeer hierdie voorbeeld. Maria het presies 5 jaar gelede R75.000 geleen teen 21% per jaar effektief. So onthou nou weer daar effektief en nominale rentekoerse wat ons al vroeër behandel het. Sy het presies 3 jaar gelede R25.000 terugbetaal en R50.000 presies 'n jaar gelede terugbetaal. Sy wil haar uitstaande skuld vandag vereffen. Hoeveel moet sy betaal? Goed, so kom ons begin met die tydlyn. So daar's 'n 5 jaar gelede, 'n 3 jaar gelede en 1 jaar gelede terugbetalings wat gebeur het. So, volgens ons tydlyn sien ons dat ons totale tydperk van T0 tot by T5 gaan. So hier moet jy nou mooi kyk. So die 5 jaar gelede, so T5 minus 5 gee ons die T0. 3 jaar gelede is dan van T5 af minus 3 bring ons tot by T2 en 'n jaar gelede bring ons dan by T4. So maak seker jy lees jou vraag ordentlik dat jy jou tydlyn korrek kan indeel. Goed, so wat sien ons dan nou volgende? Sy begin met 'n R75.000 bedrag wat sy geleen het. Toe betaal sy R25.000 terug, so dis die minus, en toe nog minus R50.000. En nou wil ons weet, hoeveel moet sy vandag betaal om haar lening finaal af te betaal? Die rentekoers het vasgebly vir 21% per jaar effektief, so ons vul dit elke keer net in, so vir die eerste gedeelte was dit 2 jaar, weer 'n keer 2 jaar, en die laaste gedeelte was 'n jaar, en dit is dan ook 'n vooruitwerkende tydlyn wat ons dan nou gaan gebruik. Goed, so met behulp van die tydlyn, stel vir jouself die formule op, so ons begin weer aan die linkerkant, dis die R75.000 wat vir daai bepaalde tydperk moet rente trek. Daar's 'n onttrekking wat plaasvind, sit dit in hakkies, want dit word jou nuwe bedrag wat weer gaan rente trek. Goed, so dit werk jy dan alles uit, dan is daar 'n volgende van die R50.000, weer eens, sit dit maar in hakkies, word die nuwe bedrag, en die laaste stukkie rente. Goed, en hy's net vir 'n jaar, so let op, daar's nie 'n eksponent in hierdie geval nie. Goed, sleutel dit in jou sakrekenaar, en dan behoort jy 'n antwoord te kry van R89.741,66. So onthou altyd, rand en sent, 2 desimale plekke, en jy moet asseblief die randteken aandui. Goed, sterkte, geniet hierdie gedeelte van die huiswerk ook.